Prys die Here. Amen. As die wind en die golwe kom waai, hoor ek die naam. Op die rots van die woord staan my huis, as die branders kom slaan. My skip sal my seil in die wind, as alles om my vergaan. Prys die Here. Want die woord is 'n lamp vir my pad, en die lig laat my staan. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het verkom en my lippe sal sing tot U eer. U grootheid en majesteit skyn in die dag deur U werke. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. Hou my vas as ek twyfel, o Heer, laat my vas in U staan. Op die weg van die woord is die pad waar my voete wil gaan. Prys die Here. Deur die Gees sal ek lewe, o Heer, geen vrees my verslaan. Ek stuk voor die bloed en die merk in die hande bly staan. Prys die Here. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan U grote Heer. My siel het verkom en my lippe sal sing tot U eer. U grootheid en majesteit skyn in die dag deur U werke. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. As ek stil aan U sal ek my lewe aan U toe vertrou. In wysheid sal U Heer my lewe in U hande hou. My oë sal U wonders kan sien, die redding aanskou. Van die as sal ek opstaan en sing, my lof aan U bring. Prys die Here. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan U grote Heer. My siel het verkom en my lippe sal sing tot U eer. U grootheid en majesteit skyn in die dag deur U werke. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. Daar's hy, gloria, halleluja, prys die Here. Ja, goeienaand, welkom hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Eddie, daar is jy op. Welkom my boeta, welkom vanaand hier by Kom Saam, waar ons getuig, voel vry, voel deel van die program. Ja, prys die Here. Daar kom Malien nog deur. Goeienaand Malien, goed en jy? Welkom vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Goeienaand, Jonathan, my manager. Ja, seun. Ek en jy het vandag saam gras gesny. Ek was ook kapot gewees vandag. So ja, prys die Here. Maar iemand moet dit doen, né? Prys die Here. Halleluja.
Jonathan voel deel van die program, en daar kom jy ouma ook deur, halleluja, en die goed en jy, welkom jy vanaand hier so by kom saam, voel vry, voel deel van die program, daar kom Louisa ook deur, sy sê die klank is 100% hier by ons, so prys die Here, halleluja, ons kan die Here net al die lof en al die eer en al die aanbidding gee, tot in alle ewigheid, gloria, halleluja. Kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons kan net vanaand voor die troon wees. Here Vader, en ons kan net vandag sê, dankie Here, vir die goedheid, vir die guns, vir die genade, die barmhartigheid, die liefde wat ons ontvang. Here, dankie vir 'n dag waar ons weet, U is saam met ons, in elke tree, elke wandeling, elke moment, Here. Here, dankie dat ons weer die geleentheid om verder te getuig, en Here Vader, dankie Here dat dit kan wees tot eer en verheerliking van U heilige naam, die naam bo elke naam. Here, dankie dat ek dit kan deel met my broers en susters, dankie dat ons, Here, dat mense antwoorde kan kry en dat hulle kan sien wat om te doen, Here. Here Vader, en dankie, Here, dat dit op so 'n manier is wat ek kan getuig, en Here, en dankie ook vir elkeen wat dit hoor, en baie wat terugkom en sê, dit was inspirerend, dit was opbouend, en hulle het iets gekry, Here, dan wil ek al die lof en al die eer aan U gee, want U is die een wat dit gedoen het, Here. Here, ek vra net vanaand, kom staan net by elkeen van ons stil, raak ons net aan met die Gees, Here. Here, ons het U so nodig in ons lewe, vul ons, Here, raak ons aan, in Jesus naam. En Here, dankie vir die grootheid, die magtigheid, die heerlikheid. Dankie vir U seun Jesus, wat vir ons gesterf het aan die kruis. Hy het die dood uit opgestaan het, opgevaar het na U, sodat ons die Heilige Gees kan kry. Dankie vir die Heilige Gees. Here, dankie vir ons leermeester in Jesus naam. Here, seën ons aand vanaand, wees so saam met ons, en Here, seën hierdie getuienis in Jesus naam. En Here, hulle wat dit moet hoor, laat hulle dit hoor in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Here, in Jesus naam. Dankie, Here. Amen en amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Kom ons speel hierdie een song, dan begin ek. Alle, is een van my gunstelinge. Moises was 'n veewagter te God genoem. Verskyn op die berg. Es net my die brandende doornbos wat nie wou uitbrand. Het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moises uit die doorbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy Staan op heilige grond. Ek is sy God, prys die Here. Die Here God. God van Abraham, Isaac, God van Jacob. Ek is sy God, prys die Here. Ek is wat ek is, halleluja. Die Here van jou vaders Tot na geslag, halleluja. Ek is wat ek is Steeds. Amen. Gloria, halleluja. Het jy Ja, al geleer gelees van God in die Ou Testament en die Nuwe Verbond? Of God met jou praat of met Moses. Nee,
tafel gekom. Prys die Here. Al voel jy nie werd om met God te praat, maar jy net betrou. Prys die Here. Moes jy sukkel om te praat, God stuur later, hoeveel te meer vir jou. Ek is my God, Prys die Here. die Here God. God van Abraham, Isaac, God van Jacob. Ek is sy God. Ek is wat ek is. Die Here van jou vaders tot na geslag. Ek is wat ek is steeds. Ja. En ek is steeds, sê die Here, halleluja. Hy woorde roer my hart, ek het nou weet jy nie oomlikkie, my net so self oorgegee aan die Here, toe besef ek, maar dis dose stilte hier rondom my. Prys die Here. Mense, dis lekker om die Here te dien. Gerard, goeienaand, goed en jy? Dan gaan ek vir Jolien nog groet. Goeienaand Jolien, goed en jy? Welkom julle twee vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Isabel, goeienaand, goed en jy? Welkom jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Elise, goeienaand, goed en jy? Welkom jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry. En wees deel van die program. Ja, prys die Here. En onthou, môre aand is ons live. Van die gemeentelede gaan hier so wees. Malina en Jolene, Gerard, selfs Jonathan gaan hier so wees, my manager. En ja, ons gaan en dan gaan van die kerse mense wees en dan gaan hulle saam met ons praise and worship en as Kom Saam klaar is, dan gaan ons verder praise and worship tot 9:00 toe. So prys die Here en dan gaan ons broodjies daar gaan broodjies verkoop word. Chicken mayo het hulle gesê R15 en kaas en bacon vir R20. Ja, prys die Here. Ja, ons gaan 'n lekker saamtrek hê. Mense, as jy hier op die park is, kom man, as jy naby is man, laat staan, is een Vrydag aand man, kom net oor, is buitendien die laaste Vrydag aand. Jy het buitendien niks om te doen nie, so kom hier na toe, kom loof die Here saam met ons, kom gesels met ons, en kom aan man, die skooldronke, koffie en alles hierso, so kom, wees deel van dit, so prys die Here. Mense nou terug na die getuienis toe. Halleluja. Gloria, halleluja. En onthou om ons link aan te stuur en stuur vir die mense ons link aan asseblief. Daar kom Jolene nou deur. Hallo Jolene. Onthou asseblief om die broodjies vandaan. Ja, okay. Jolene sê herinner my net die broodjies as jy kom en jy wil broodjies bestel. Hulle is besig om voor te berei, so jy dit gaan vanaand sluit. So sit hy bestelling aan man. Kom man, kry 'n hoender toebroodjie en bacon en kaas man, ons gaan lekker saam eet, prys die Here. Mense, okay, nou kom ons terug, die Here het nou vir my gesê, ek moet die kerk open en hy het vir my die agterste gedeelte van die huis gegee, een kamer, waarin ons die kerk moet begin. Daar gaan ons in die Bybel sit. Maar nou die Here nie bid hier vir ons, ek sal nie sê ons sê, ek sal sê vir my, gevat en hy het my beginne laat ek dieper in hom moet wees. En dit is waaroor verlede week se boodskap gegaan het. Ek het nie geweet wat gaan vorentoe gebeur nie. Ek het nie geweet wat gaan nou, wat die Here nou beplan vir my nie, maar die Here het nou so stadig gaan beginne om vir my te leer, laat ek dieper in hom moet wees. Julle gaan nou sien hoekom.
En dit is waar verlede week se boodskap, of ek sal nie sê boodskap nie, getuienis gegaan het waar gesê het, ek moet my elke dag meet met die geloof wat ek het, dat ek dieper en dieper in die Here is, en dat ek kan vas staan, want daar's baie beloftes wat die Here vir my gee, wat in vervulling moet kom, en ek kan nie bekostig om links en regs te kyk nie, ek kan nie bekostig om my oë af te haal nie, want ek moet weet, God kan my voorsien. Die Vader sal my antwoord en hy sal deurkom, want hy's God. En dit is wat, dis waarom die Here laasweek laat ek praat oor my verhouding met hom. Maar my verhouding gaan nog so rapsie nog so 'n bietjie aan. Julle gaan nou sien hoekom het die Here my nou op hierdie pad gevat en ewe skielik maak die Here my verhouding dieper in hom om 'n rede dat dinge nou gaan gebeur. God het beloof, hy sal my nie begewe of verlaat nie, en hy het dit vir ons gegee in sy woord ook. En die Here sal nooit ons net so los nie. Dit wat God sê, sal hy doen. En onthou net een ding, God is 'n kenner van elke hart. So hy ken die hart van die mense. En hy ken die hart van my. En hy ken my gedagtes. Hy weet wanneer ek opreg met hom is en wanneer ek opreg wandel met hom. En dit is wat baie belangrik is, want die Here moes my leer, ek moes, toe hy nou sê ek moet oorgaan en ek moet die kerk begin, moet ek meer op God kan vertrou. Dit maak nie saak hoe moeilik dit is. Hoekom? Die rede is, vandag kan ek teruggetuig, om 'n rede, daar baie uitdagings gekom het, daar het baie beproewings gekom, daar het baie dinge gekom wat, na my kant toe, en aanslaat gekom, en ek sou dit nie gemaak het, as die Here my nie dieper gevat het nie. En dit is wat belangrik is. Dit is hoekom die Here laat ek dieper in hom geword het, en meer in hom was. Jy sal sien die boodskap, of die gedeelte wat ek gaan, hy het nog so 'n bietjie van God se hart hier, maar dit is waar my wandeling met God begin stap het. Nou, ek wil net hier so aansit, ek het vergeet om hier te rekord. Dankie, iemand het my nou herinner. Prys die Here. Goeienaand almal hier op WhatsApp, dis die getuienis van Dewald Alders. Okay, en nou, met my stap, wat ek nou moet stap saam met die Here, waar die Here sê ek moet die bediening doen, moes ek nou ewe skielik in 'n posisie ingaan en te sê, Here, ek vertrou U. Maar nou sê die Here vir my, luister, die woord sê, ons moet in geloof lewe. So dit is nie net van, luister, ek vertrou nou op die Here en dis dit nie. Nee, die Here moet my nou leer, dat ek nou nader na hom toe moet kom, dieper in hom moet glo, sterker in hom moet staan, om staande te kan bly, om in geloof te staan. Vandag is 2025, dit is die 27 November, en hulle het nou gesê 17 of 18 jaar, wat dit nou al is, van 2008 af tot vandag toe, is dat ek in geloof lewe. So, daar's geen garantie van enige paycheck nie. Daar was nog nooit nie, en ek is afhanklik uit God se genade. Die Here voorsien alles wat ek nodig het in die kerk. En in die gemeente, die Here maak dit moontlik. Die Here sit die mense op my pad, en daai mense op my pad, en daai mense op my pad. En as ek sien, dan werk alles ten goeie uit, soos die woord sê, vir hulle wat Christus lief het. En so
moes my geloof ook in die Here begin groei het, in die Here begin bly het, om te sê, Here, ek vertrou U. Byvoorbeeld, ek het getuig waar ons van die pad af gekom het, daar was nie kos gewees 5:00 in die middag nie. Ons moes begin bid het. Daar's nie tyd om rond te hardloop en planne te maak nie. Nee, God is die een wat voorsien. In hierdie beroeping wat hy my het, moet ek terugsak op my knieë, ek moet tot God gaan en ek moet bid. En ek het dat al getuig toe ons gebid het, was al amper 1 uur en 'n half, toe sê die Here vir Annetjie, sy moet gaan kyk daar buite in die straat, is iemand wat op en afloop, ek het dit al getuig, en toe sy uitgaan, en ek hou aan bid, en ek sê, Here, ek weier om toe sê hy vrou gekry waar hy pakkie mints daai aand mee op en af in die straat loop, sy weet nie vir wie sy dit moet gee, maar die Here het vir gesê, en dis sulke dinge wat gebeur, wanneer jy in God is, wanneer jy saam met die Here is, en dan en jy sien dat God 'n werklikheid in jou lewe is. En dit is wanneer jy dieper in God is, saam met die Here is. Goeienaand Kenneth, goed en jy, welkom jy ook vanaand hier so by Kom Saam. Maar onthou, prys die Here. Halleluja. En dit is waar die Here homself openbaar, dat hy God is. Waar hy sê, hy sal saam met ons wees. Ons hoef nie bekommerd te wees. Ek moet hom vertrou. Mense, daar's niemand wat my kan help nie. As God nie deurkom nie, dan val ek. So is ek afhanklik van die Here se genade, van sy voorsiening. En dit is ongelukkig die waarheid wat ek jou vanaand vertel, is dat ek afhanklik is van God. En sy voorsiening. So, en in God se werklikheid, elke oomblik saam met hom, is God se werk sigbaar in my lewe. Kan ek die hand van die Here sien in my lewe? Kan ek die hand van die Here sien deurkom? Kan ek die hand van die Here sien my voorsien? En daar's soveel getuienis rondom dit, hoe die Here deurkom, dag in en dag uit. Selfs vandag, as ek net vir jou 'n opsomming gee, die Here het my nog nooit bed toe gestuur sonder kos nie. Al was daar nie kos sou in my kaste gewees nie, het die Here nog steeds deurgekom. Want die Here het gemaak dat my verhouding in hom, eerste plek, dieper moet wees. Baie dieper. En dit is hoekom die Here laasweek, dat ek daai gedeelte ingebring het, met die mate wat jy gemeet word vir jou gemeet. En daai was baie belangrik. Selfs waar ek in die bediening is, selfs waarin ek beweeg, is om te glo, die mate waarmee ek glo. As jy 'n bietjie glo, gaan jy 'n bietjie kry. So, ek het al vir julle gesê, ek skiet vrate. Ek wil baie hê. So ja. OK. En soos ek gesê het, en dan kan ek getuig dat die hand van die Here sigbaar is elke dag in my lewe. As daar 'n probleem is, as daar omstandighede is, as dinge gebeur, selfs in hierdie week het ek weer gesien hoe die hand van die Here deurgekom het. En awesome, toe die mics gebreek het. Iemand het my mic gebreek en hoe die Here deurgekom het, hoe God deurgekom. En die Here weet ek het nie die finansies gehad nie. En weet jy wat? Ek kan vanaand vir jou sê, God het deurgekom. Dis nie 'n menslike ding nie. Dis 'n goddelike ding. Dit is God wat dit moontlik gemaak het. En dis hoekom ek vir jou sê, en dit is waar die Here se werklikheid, wanneer ons nader na hom toe gaan, dan kom hy nader na ons toe. Onthou altyd die mate waarmee jy meet. Toets jou geloof. Die mate wat jy in God het, bepaal hoeveel jy gaan ontvang. Nou ja, en soos ek nou weer terug op
op die pad die volgende dag en ek gaan nou weer aan en okay, kom ek begin eerstens. My dag wanneer ek wakker word, moet my eerste gedagtes met God wees. Dis nie hallo of kom ons kyk op WhatsApp wie het gecomment of wat se notifications. Nee, eerste God. So jy moet God kan herken. En ek het dit al getuig, dat God die alfa is. Hy's die eerste een wat op jou gedagte is. Hy's die eerste een wanneer jy wakker word. Ja, hy's die eerste een wanneer jy asemhaal en sê, Here, wow, wat 'n wonderlike nag dat U ons gespaar het. God moet dit eerste wees. En dan is hy geherken in jou lewe. Hy's geherken dat hy God is, hy's saam met jou. Hy het die ware plek in jou lewe. En dit is baie belangrik, want onthou, veral wanneer jy in die geloof wandel, met die mate wat jy glo, en nou, wanneer jy jou lewe voor God is, word jou lewe herken, en jy moet nou mooi luister, en wanneer jou lewe herken word, dat jy saam met God is, weet die duiwel. Die duiwel weet dit, 100%. Jy kan doen wat jy wil. Hy weet van jou gedagtes, hy weet van jou aanbidding, hy weet van jou praise and worship, en hy weet hoe ernstig jy is met God. Wanneer jy lou warm is jy nie 'n match nie. Maar wanneer jy begin bid en begin die Here loof en prys, my maat, dis wanneer die dinge begin 'n match raak. Want hy wil dit nie hê nie. Hy wil nie hê jy moet nader na die Here toe kom nie. En die Here het hierso op hierdie manier vir my gewys om hom te herken, omdat ek 'n dieper verhouding met hom moet hê en my dag in hom moet wees. Hoekom? Want om 'n rede ek vir God werk, sien ek uit na my dag elke dag. Elke dag is ek opgewonde, elke dag is ek bly, elke dag ja, ek kan nie vir jou vertel, maar borrel man, as jy nie weet wat dit is, man, ek is net bly man. Prys die Here. Want, hoekom is ek bly? Die Here reël my dag. God reël my afsprake met wie ek 'n ontmoeting met hê. Wat ek moet doen. Vandag was my ontmoeting, ek moes die altaar vanoggend doen. Yes, toe ek die altaar klaar gedoen het, en toe moet ek gras sny. Dit was die afspraak gewees vandag. Ek moet gaan gras sny. Ek moes die jaard aan die twee kante sny en agter sny. So, ek het gras gesny. Dis die afspraak wat die Here gehad het. En dis wat die Here wil hê wat ek moes gedoen het. So, God reël dit. En elke dag in God se teenwoordigheid is 'n groot seën vir my. Of ek nou gras sny, of ek nou blomme water gee, of ek nou die honde kos gee, of as ek net daar buite sit en Bybel lees, of as ek iemand net beraad soos vanmiddag, hierso by Vierhuiskant, of dis 'n groot seën, want mense kom hiernatoe. En dis nie ek wat die afspraak reël nie, dis God wat die afspraak reël vir die dag, dis God wat die ontmoeting bepaal. En baie keer wil die Here ook hê dat ek mense moet bemoedig. En wanneer, jy moet nou mooi luister, en wanneer ek die mense bemoedig, moet ek weet, laat dit kom van God se hart af. In die oggend as ek hier opstaan, ek sê vir jou, luister jy, dit gaan 'n goeie dag wees, dit gaan 'n amazing dag wees, jy's 'n kind van die Allerhoogste, die Here is vir ons, is dit nie gedagtes uit my hart uit nie, dis nie gedagtes van myself nie. Daai woorde kom uit God se hart uit, vir jou. Want, ek is die tool wat die Here kan gebruik.
Die Here kan my nie net gebruik nie, ek moet in hom wees. Die woord sê vir jou. En hoe moet ek in hom wees? Ek moet diep in sy woord gaan. So ek moet diep met 'n ontmoeting met die Here staan om jou te kan bemoedig, om vir jou te sê, stop jou nonsens, bekeer jou, hou op drink, hou op syp, hou op parties hou, dien die Here met 'n opregte hart. En God het gesterf. Hy het vir my en vir jou gesterf. Ek en jy moet gehoorsaam wees. Maar omdat die mens nie wil luister nie, val hulle. En as hulle val, ek het al getuig van die 17-jarige kind buitekant op die pyppunt gesit het. Toe ons vir hom gevra het, luister hierso, wil jy nie Jesus sê nie? Toe sê hy nee. Dis 'n baie groot hartseer daai. En hy sê sy pa het vir hom gesê hy kan drink. En hy haal hierdie Soweto Pepsi uit. Hulle noem dit 'n Black Label. Dit is Black Friday. Ja, hier Black Friday specials. Wat noem hulle Black Labels of iets. But anyway. En hy drink. En die Here sê vir my, ek moet gaan bid. En ek het gaan bid. 2 ure later kom die pa na my toe. Toe kom sê hy vir my, daai kind het saam met 'n man in 'n kar geklim. Hulle het gery. Hulle het 'n roubord geskiet en hy's op slagdood. Dit is wanneer mense nie wil luister nie, wanneer jy God tart. Die Bybel sê, wee jouself wat 'n bier in 'n man se hand druk. Die Bybel sê, wees nigter teen alle tye. So, die mense verstaan dit verkeerd. Hulle terg God, maar hulle lewens val uit mekaar uit. En dan kom hulle dan sê hulle, asseblief, pastoor, bid vir my, jy help my. En dit is waar die Here my moet gereed kry vir die afspraak wat hy reël. Vir die afspraak, sodat ek hom kan bemoedig, vir hom kan sê, luister hierso, hou op om God te terg. Dien die Here van jou hart af en nie van jou verstand af nie. Dit moet hier binne wees. Jy moet begin, die Engelse woord is, you have to fall in love with him. Over and over and over. Hoekom? Want hy het gesterf vir jou. Hy het gesterf vir jou. Die Here het jou lief. En daarin kom alles direk uit God se skatkamer. Wanneer hy persoon hier voor my sit, wanneer hy persoon vra vir hulp, wanneer hy persoon sê, luister, ek is verlore, help my, ek wil Jesus in my lewe hê, dan moet ek reg wees. En wat ek vir hom gaan sê, moet ek weet, kom van die Vader se hart af. Want die Here help my. En hy help my want hoekom? Want hy wil daai hart hê van daai persoon. En dit is hoekom dit so belangrik is. Onthou, elke dag in my lewe, ek sê nie die Bybel sê so nie, ek sê vir jou, luister wat ek getuig. Ek sê elke dag in my lewe het 'n nuwe uitdaging. Elke dag is verskillend van die dag van gister. Gister is verby. Maar dit wat gister was, is nie dieselfde as vandag nie. Gister het ek nie gras gesny nie, vandag het ek gras gesny. En my dag, elke dag verskil. Elke dag het die Here vir my ander uitdagings, ander afsprake, ander dinge wat hy vir my. En elke dag bring die Here iets nuuts tevore. Elke dag is saam met die Here God Almagtig. En dit is hoekom ek uitsien. Dis 'n dag wat ek weet, met groot dankbaarheid, ek het teenoor die Here. En ek kan vir die Here sê, Here, ek is dankbaar uit my hart uit. En dit is hoekom my verhouding, met die mate wat ek meet, sal vir my gemeet word. Onthou, ek het al vir julle gesê, ek het vir die Here gesê, Here, ek wil nie hoor van 'n God nie. As U nie 'n God in my dag kan wees, in my oggend, my middag, my aand nie, dan wil ek U nie dien nie. U moet Uself bewys, en die Here bewys hom al vir hoeveel jare, dat hy nog steeds daai belofte doen. Elke dag in my lewe kom hy dit na, en ek sien dit elke dag in vervulling kom. Prys die Here. En daar is hy weer terug op die straat,
En nou staan ek daar so op die straat, onthou daar by die watertoring, daar in Kingfisher Avenue, daar in Boksburg, was dit Elsburg, daai wêreld daarso, maar dit is leeu wêreld daarso. Nee, regtig nie, ek terg net. En nou staan ek daar so, my tafel is uitgepak, nou loop ek daar op en af, maar nou, as ek, goeienaand Kotie, goed en jy, welkom jy vanaand hier so, by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program, prys die Here. En nou is ek besig om met die Here te praat, want, soos ek vir jou gesê het, die Here gebruik my op straat om mense te bedien. En die Here reël die afsprake vir my. En nou is daar nog niemand nie. Ek is gereed om te werk, maar niemand kom nie. En nou loop ek op en af daar in die veld en ek bid en ek bid en ek bid en ek roep die Here en ek loof hom, prys hom, eer hom, verheerlik hom, maar ek doen alles van my hart af. En daai spesifieke oggend is die mense skaars. Nou, wanneer 'n mens opreg is met die Here en jy opreg met God wandel en jy aanbid hom werklik en die Here sê vir jou hy gaan mense stuur en jy sien daar's niemand nie. En jy bid en bid en bid en jy kyk en ek moet kyk en ek sien niemand nie. Dan kan ek nie bekostig om nou benoud te word nie. Om nou te sê, Here, U het my geroep. Here, daar's niemand nie. Ek gaan nou oppak en ek gaan na huis toe. Nee, ek is nie 'n loser nie. Ek is nie 'n verloder nie. Ek gaan nie opgee nie. Ek sal uithou, ek sal aanhou. Al sien ek nie iemand kom nie. En dis wat daai oggend gebeur. Al is die mense skaars wie ek moet bedien. Al is hulle hoe skaars, moet ek vas staan in die Here. Moet ek nog steeds jubel, moet ek nog steeds juig, moet ek nog steeds triomferend wees, moet ek nog steeds opgewonde wees. En daardeur weet ek sou oorwinnaar. Daardeur weet ek kan aanhou. Daardeur weet ek hoef nie op te lê nie. Ek is niemand se skroplap nie. Ek hoef vir niemand terug te staan nie. Ek kan dit doen. Ek wil dit doen en ek sal dit doen, want God is met my. En die Here het my nie geroep. Die woord van die Here sê, dit wat hy begin het met my, sal hy voleindig. Soos die Here my gesê het, hy sal my gebruik op die pad en daar's niemand nie. So what? Die Here het nie gesê 9:00 gaan daar iemand wees nie. Hy het gesê gaan werk op die pad. Die Here stuur vir my die mense. As 9:00 nog niemand is nie, so what? 10:00 kom ook man. En nog 11:00 ook daarna. En 12:00 net na 11:00. So ja, ek moet dan wag. Want hoekom? Nou die Here 'n ander afspraak met my. Hy wil hê ek moet tot hom bid. Ek moet vrolik wees. Ek moet opgewonde wees. Ek moet 'n oorwinnaar wees. Ek moet nie vaskyk aan dinge wat nou wys dit gebeur nie. Ek moet nie nou die dinge aanskou in my lewe nie. Ek moet vas staan in die Here. En dit is wat nou hier gebeur. Om net vir jou 'n idee te gee. Die plan wat die Here my gegee het, op die dae wat dit so moeilik was, dat daar niemand is nie. Dat die hele oggend, daar was al oggende gewees, waar daar niemand verbygekom het. Want die Here het my gewys, gister, het jy sê 12 of 13 mense na die Here. So jy het al klaar meer as genoeg al gister. Van gister kan vandag ook oorkom. En ek is nog steeds 'n oorwinnaar. Ek is nie 'n loser nie. Ek het al klaar by die kruis uit, klaar by Jesus uitgekry. Ek het klaar die woord met hulle gedeel. Ek het al klaar tot bekering gekom. En dit is waar die Here my gebruik. En dit is waar baie sterk is om die mense by die kruis uit te kry. Om vir die mense te sê, luister hierso. Jy wat 'n sondaar is, bely voor God. Hy het jou so lief. Hy is die een vir jou. Jou lewe val uit mekaar uit. Dit help nie 'n ou hardloop agter ding aan nie. Ek het ook agter drank en alles geld aangehardloop, gelieg en
bedrieg en parties gehou en dwelms gebruik en ek kan alles opnoem. Op die einde van die dag was ek 'n loser. Hoekom? As ek net na God geluister het, sou dit soveel beter vir my gewees het. Dit sou my baie hartseer en pyn gespaar het. Ek het baie seer gekry, omdat ek hardkoppig was, omdat ek nie na die Here wil luister nie. Maar kom ons kom terug. En nou het ek al soveel mense gelei na Jesus toe. So ek is al reeds in oorwinning. Ek kan jubel, ek kan juig, al sien ek niks gebeur vandag nie. So what? My gister kan getuig dat ek 'n oorwinnaar is vir vandag. En daarom kan ek mense aanmoedig. Daarom kan ek vir mense sê, moenie gaan op jou gevoelens of wat jy kan sien of wat jy nie kan sien nie. Jou emosies laat 'n lieg vir jou. So dien die Here met 'n opregte hart. Nie 'n voorgee hart nie, opregte hart. Want as iets met jou moet gebeur, as jy vanaand tot sterwe kan kom, sê jy ry 'n kar, jy het 'n karongeluk of jy het 'n hartaanval of wat ook al. Ek spreek niks oor jou uit nie. En dan moet iets met jou gebeur. Waar gaan jy jou oë oopmaak? Daai kind was 17 jaar oud, 2 ure later. Toe sy streepie getrek vir hom. En hy was eers die drywer gewees, hy was op pas gestuur. En sy pa het gesê hy kan syp. Hoe stupid is 'n mens se pa dan? Ek noem 'n stupidheid, man. 'n Mens met brein sê. Ek word vies hieroor. But anyway, mense, ons moet die Here kan dien. En dit is waar die Here hierso vir my deurkom. En wanneer die Here hier deurkom, is wanneer die Here my met daai mense laat werk. En dan sien ek God se werklikheid in my, deur my kom. En die Here help my dat hy mense hulle harte oopmaak en terugdraai na die Here toe, want dit is sy werk, sy gees wat werk. Dit is sy woord wat uitgegaan en dit kan nie leeg teruggaan. So op die einde van die dag is ek God se droom. Die droom wat hy het vir my lewe. Ek is die hoofkarakter in God se droom. En God se droom is my droom, is my begeerte. Halleluja. En dit is hoekom ek nader kom. En dit is hoekom daai woorde van laasweek waar ek vir jou gesê het, die mate waar jy meet ek elke dag. Elke dag in die bediening moet ek seker maak die mate wat ek laat dit nie hier bo langs is nie. Dit moet diep in my geloof ingaan. Dit moet ingaan dat ek op die woord van die Here kan staan en sê, Here, come what may. Al is dit hoe moeilik, al lyk dit hoe donker, U sal antwoord, U sal deurkom. En dit is wat die verskil is. Dit is wat die verskil is. En dit het veroorsaak daardie mate waarmee ek meer, dat ek 'n hongerte in my hart het. Laat ek meer en meer soek van Jesus in my eie lewe. Elke dag, elke oomblik, elke sekond. En dan wanneer ek so op en afloop in die veld word, soos ek vir jou gesê het, dan bid ek, dan sê ek, Here, raak my hart aan. Here, maak my hart weer vol. Maak my opnuut die eiendom. Here, open my oë. Here, laat ek U werklikheid, laat ek U goedheid, U guns, U genade in my lewe elke dag kan sien. Hoekom? Want dit is my baie belangrik dat ek die goedheid en guns, genade, liefde en alles raak sien wat die Here in my lewe het. En selfs wanneer ek praat met mense, die Here laat my oplet op die woorde. En partykeer staan ek verbaas oor die woorde wat uit my mond uitkom, wat ek teenoor ander uitspreek, of wanneer ek hulle bid, dan sê ek, Here, ek het dit nog nooit gebid vir enigiemand nie, maar bless hulle dan met daai woorde.
Ek het al stom geslaan oor my eie woorde. Dan besef ek, soos Jeremia, die Here Jeremia se mond aangeraak het met die koeltjie van die vuur, raak die Here my mond ook al aan. En daarom is my loof en prys baie belangrik. Daarom is dit my verhouding met God baie belangrik. Daarom is dit elke dag vir my 'n moed om myself te meet. Hoe diep is my geloof in die Here? Vertrou ek werklik? Staan ek werklik in die geloof? Soos hierdie maand, baie reendae gehad, almal weet dit. En hoe moeilik was hierdie November nie. En weet jy wat? Ek en Louise het uitgekom as triomferend oor November. En dit is amazing wat die Here gedoen het. En hoe hy ons deurgedra het, hoe hy ons voorsien het. Selfs waar ons gedink het, ons sou geval het. En die Here gesê, it's not over yet. Hy het nog steeds voorsien. Net om vir jou 'n idee te gee, die Here het al ons skuld in die begin van die maand te gee, en met die reën weer, het daar nie so baie finansies ingekom nie. En die Here het iemand gebruik, om ons maand se kos vir ons uit te koop. Ons kry kos hierso van iemand wat kos maak. En weet jy wat? Was dit nie vir dit gewees? Kan ek vanaand vir jou sê, ek sou geval het. Want my vertroue is nie in die mense, my vertroue is in die Here. Maar dit is hoe God voorsien. Dis my verhouding met hom. Dis hoekom daai mate waarmee ek meet belangrik is. Vergewe my man, chunk man net 'n bietjie. Moenie worry nie. As ek net dink aan die goedheid van die Here, kan ek net trane stort. Mense, die Here is werklikheid. En jy weet, dan soos ek vir jou gesê het, dat ek net asem skep. Ja, Here, vergewe my. Ai, dankie Here dat ek kan lag. Dan bid ek ook, dan sê ek, Here, laat ek vandag een met u hart kan wees. Hoekom? Want dit is my belangrik om een met God se hart te wees. Een met die Here se hart te wees. Hoekom is dit belangrik? Want as jy skrifte lees, wat het die Here gesê van Dawid? Hy's 'n man agter God se eie hart aan. Wat wys die skrifte ons? Dit wat die skrifte my wys, dit wil ek hê. Ek het nie gesê ek is Dawid nie. Okay, ek is baie naby, ek is Dawid. Maar ek het nie gesê ek is Dawid nie, maar ek wil hy selfde verhouding hê. Ek wil daai diep verhouding met die Here hê. Ja, hoekom? Want Jesus is my redder. Jesus is my saligmaker. Jesus is my lewe en dit is wat ek wil hê in God. Dit is die getuienis wat ek uitdra elke dag om op die pad te staan, werk uitgaan, laat die Here my redder is, kan ek. Sorry, daar spring die internet. Sorry. Marlene, kan jy net daar vir my wys of die internet, iemand net reageer, internet reg is? Sorry vir dit, hy het gespring. Wow, kan iemand net reageer? Louisa, Marlene, Luoni, Koti, Kenneth, Jonathan, enige iemand, net vir my wys dat jy my kan hoor, dat ek kan aangaan. Isabel, Elise, enige iemand. Prys die Here, dankie. En dan op die pad, dan staan ek as oorwinnaar. Dankie Marlene. Dan op die pad, dan kan ek staan as oorwinnaar. En dit wat ek staan as oorwinnaar, kan ek staan by die huis as oorwinnaar. Dankie. Dankie Isabel. En dan kan ek wandel en ek hoef nie te wonder of God in my lewe is. Ek weet hy's daar. En dit is wat begin 'n amazing raak. En dan
dankie Koti, dankie Malien, prys die Here, ek is bly, die internet het gespring, ekskuus julle. En dan, wat nou? Nou, wanneer ek weet ek se oorwinnaar, onthou die Here het gesê, dankie Gerard, ek waardeer, dankie julle, dankie Eddie, dan weet ek is in God. Hoekom is dit belangrik? Kyk nou, want ek het oorwinning oor die duiwel. Ek is nie net in oorwinning nie, ek is meer as oorwinnaar in Jesus Christus. En dit is nou waar dit nou begin interessant raak, in die roeping waar ek is, waar die Here my op straat gebruik, waar die Here my wil gebruik, in die kerk, in die gemeente, wanneer ek mense deel. Hoekom? Die woord van die Here sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En hierso het hierdie woorde in die skrif waar geword, daai oggend, waar ek in die veld besig is om te bid by die Here, en die Here wys my, ek is oorwinnaar, die duiwel se plek is onder my voete, en dis waar hy moet bly. Hoekom? Wat gebeur nou? En die Here sê vir my, ek het mag oor die duiwel, volgens sy woord. Okay? En dan sê die woord vir my, op hierdie rots sal die Here sy kerk bou. So die duiwel weet dit. So die duiwel is baie kwaad vir my, omdat ek die Here dien. So, daar's 'n skrif wat my troos, wat sê die hekke van die hel sal my nie oorweldig nie. Prys die Here. En dat ek triomferend is oor die duiwel. En die duiwel geen vashou op my het nie. So, die woord sê ook, die duisternis kan die lig nie oorweldig nie. So Jesus is in my, want Jesus is die lig, en die woord is die lig vir my lewe, om in te wandel. Hoekom is dit nou so belangrik op my wandeling? Wat gaan nou gebeur? Okay, want hierso kom die Here, en die Here wys vir my, ek is hier besig in hierdie veld, om te bid tot hom, en die duiwel weet, God het my geroep, en die Here het my hier geplaas, en wanneer ek die mense bedien, dan sien ek in hulle gesig, hulle vel, hoe verhelder het, hoe verhelder mense kleur in sy gesig, hoe verhelder sy vel in sy gesig, hoe eweskielik, hoe vol lewe is die mens wanneer die Here hom aanraak, en hoe honger raak die mens vir die waarheid wanneer hy dit hoor, en dit gebeur op die straat, en dit wat gebeur het in die straat, gebeur in die kerk, en dat die mens die waarheid lief het, en die mens agter die waarheid aangaan, want die woord sê die waarheid sal jou vrymaak. Okay, en dit het begin om 'n belangrike punt te raak, dat die Here my so in my verhouding met hom het, sodat ek dit kan sien, kan beleef elke dag. En elke dag is deur die Here gemaak, en elke dag is goed, en elke dag erken ek dat God die goedheid is van self, en dit maak my 'n warrior. En daarom kan ek nie die nok vat nie. Ek weier dit. Daarom weier ek om die aanslae te vat. Daarom weier ek negativiteit. Daarom weier ek laat my gedagtes negatief word, my hart vol negatief word, want ek is so 'n oorwinnaar. Al sien ek dinge nie gebeur nie, moet ek kan glo. En wanneer ek glo, kan ek jou leer om te glo. Wanneer ek jou leer om te glo soos wat ek staan, dan kan jy ook 'n warrior wees. Want jy moenie jou oë op dinge sien nie. Jy moenie sien met jou oë nie, want jou oë bedrieg jou. Want die Bybel sê niks van jou oë nie. Die Bybel sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met alles daarin. Die Bybel sê glo in God,
So ons moet glo met ons hart in die Here. En dit is die verskil. Want die Here sê, wanneer jy kom na hom toe, moet jy glo in hom, dat hy God is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Is dit nie? En daarom is ek 'n warrior, daarom staan ek sterk, daarom kan ek jubel, kan ek juig in die Here, daarom kan ek elke dag uitsien. En dit was ook nie lank nie, dan daar so in my veld, toe voel ek soos 'n champion, ek voel soos iemand wat wat nou net 'n oorwinning gekry het, en ek weet, die hand van die Here is met my, en ek weet, die Here antwoord, en die Here help, en die Here dra, en nou terwyl ek dit weet, terwyl ek hier besig is met die Here, begin die duiwel. So, die Here maak my sterk vir die bediening, die Here. Nou, hierdie het nou nie net een keer gebeur, en dit het 'n hele paar keer in my bediening, my aanloop gebeur. Dit gebeur daagliks op Facebook ook, waarin mense nuuskierig is om te hoor van die woord, en wanneer hulle die woord hoor, dan vloek hulle 'n mens. Dan praat hulle in die helse tale. Ja, hulle vertel jou presies waar jy moet gaan afklim en goed. Ek het nie 'n probleem nie, ek kan dit hanteer. Hulle sê 'n mens so sleg, dat hulle eintlik op die einde van die dag sleg voel. Maar ek het nie meer gevoelens daarmee nie. My gevoelens daarso is dood. Want die liefde van Jesus is in my hart. Ek vat dit nie meer in my nie. En hier stuur hy die duiwel 'n vrou. Sy praat Afrikaans. Sy was in 'n Afrikaanse skool, sy lyk net soos ek en jy. Sy kom deur die veld, en sy is baie nuuskierig, en sy kom hoor wat doen ek hierso, en sy stel baie belang. En toe sy die woord hoor, toe sy hoor die seun van God het gekom, Jesus is sy naam. Toe sy hoor dat hy gekruisig is vir haar sondes, toe draai sy om. 'n tannie, ek noem haar 'n tannie, sy's nog nie eens in haar 40's nie. Maar sy vang spoete, maar sy sny 'n lyn oor daai veld. Toe sy in die teerpad kom, dat sy 'n distansie van my af is, draai sy om, maar sy vertel vir my maat, sy vloek vir my. Ek kry eintlik skaam om te hoor, dis ons Afrikaanse volk. Ek het gedog dit is 'n uitlander. Ek was so disgust geweest met haar. Maar ek het net stil gebly in die Here. Maar ek het geweet dit is die werke van die duiwel. En dit is waar, so ek het besef, die duiwel is, ek kan ek julle geheim vertel, hy is die hel vir my, omdat ek die Here dien. Hy is kwaad vir my. Hy het die hele hel gaan omkeer, omdat ek die Here dien. Hy's dikbek man. Die duiwel is so kwaad vir my, omdat ek die Here dien. Hy stuur mense om my te kom vloek, en as ek hulle die waarheid vertel, dan vloek hulle my eers. En dan besef ek, hoekom die mate waarmee ek meet, belangrik is. Want nou kry ek aanslag. Nou, as ek daai aanslag kry op my, dan moet ek weet, dis op my as mens gemik, want dis die duiwel se plan. Is op my vrou gemik, is op my gesondheid gemik, is gemik op my finansies, is gemik op die gemeente, is gemik. Alles wat ek doen. En daai vrou het daai vloeke uitgespreek. So wat moet ek nou doen as 'n kind van God? Die Here het my gewys, die mate waarmee. So ek moet in God staan en sê, Here, u woord sê, dit wat ek bind op aarde sal gebind wees bo in die hemel. So ek bind elke vloek, ek bind die vrou se woorde, ek bind die wapen wat die duiwel gebruik, want geen wapen wat die duiwel sal gebruik sal teen my prosper. So dan kan ek op die woord begin staan, en ek slaan die duiwel nou met die woord, en dan weet ek, die woord sê hy retireer, hy staan terug, want nou gebruik ek die woord teen hom. En dis nou wat hier presies hoekom my geloof belangrik is, en op die woord kan staan,
in God, wanneer ek die aanslag kry. Want wat doen ons as mens? Nou kry jy die aanslag, jy word sleg gesê, jy word gevloek, jy word in alles, nou neem ons dit net aan. Meantime, knak dit jou siel, dit knak jou as mens, dit knak jou gesondheid, dit knak jou. En jy sê, ja, duiwel kom, loop nog. Ons sê ons is kinders van die Here, maar ons trek nie eens die volle wapenrusting aan. Ons gebruik nie eens die swaard nie. Ons sê ons is kinders van die Here. Maar die vyand loop oor ons. Ons aanvaar dit net. Nee, mense, nie hierdie kind nie. Hierdie kind staan op teen die duiwel. Hy sê, sorry, jou plek is onder my voete. Die Here het gesê, hy gee my mag oor jou. Die Here het gesê, as ek die volle wapenrusting aantrek, sal ek jou kan weerstaan. Die Here het gesê, as hy vir my is, wie sal teen my wees? Die Here het my gesê, as sy woord uit sy mond uitgaan, kan dit nie leeg teruggaan nie. So wat is jou probleem nou, duiwel? So, en nou het ek die reg om die werke van Satan te bind. Nou het ek die reg om sy werke te vernietig en vernietig te verklaar in die magtige naam van Jesus Christus deur die bloed van die lam van God, die almagtige skepper. En dit tot eer van God deur die krag van die Heilige Gees. Kan ek op die woord staan? Want hoekom? Want die mate waarmee ek meet elke dag in my lewe, hoe diep my geloof in God is, kan ek staande bly. Maak dit van my meer as 'n oorwinnaar. Kan ek net groei, kan ek net meer vertrou op in die Here, saam met die Here. Kan ek elke dag net meer en meer vas staan in Jesus, man. Prys die Here. Ek sien tyd het my alweer ingehaal. Ek is so aan die gang hierso. Mense, maar dis hoekom ek dit deel met julle. En dis hoekom die Here my gereed gemaak het op die straat en in die bediening en in die woord vir wat kom. En ons mense, dit wat gebeur het in my lewe, sien ek daagliks in mense se lewens. En hoe uitmekaar uitval hulle soek hulp, maar hulle weet nie hoe nie. Plaas daarvan om net by Jesus uit te kom. Plaas daarvan om op hulle geloof te staan. Plaas daarvan net om hulle hande op te lig en te sê, Here, kom wat my, ek glo in U almal. Ons sê dit, die Here het een keer vir my gesê, ons sê baie vinnig, hy is die Alfa en die Omega. Ons hou van die beat, want dit is 'n lekker song, maar ons maak hom nooit nie. Daarom is dit belangrik in my lewe om die Here te erken. En my lewe moet God kan erken. Nie ek nie, my lewe moet God kan erken. Mense gaan net tot hier getuig. Prys die Here. Halleluja. Ek is so getouch hierdeur. Ek kan voel die Gees van die Here help my om dit mooi duidelik vir julle te stel. Ek probeer die beste van my vermoë om dit uit te dra. En hoekom die mate en dit voel soos 'n preek, maar dit is nie 'n preek nie, maar dit is hoe dit in my lewe inpas om 'n oorwinnaar te kan wees elke dag. Ek het hoeveel aanslag gekry? Hoeveel keer? Selfs toe ek uit die kerk uitgedra is. Daai man gesê, "Hey, ek gaan jou slat." Toe sê ek vir "Sorry, die woord van die Here sê ek my voete afstof." En dit was die einde gewees. Hy het daar omgedraai en geloop. Hoeveel keer het ek as oorwinnaar in my lewe? Hoeveel keer sien ek die oorwinning? En dit is baie belangrik. Ek sien nie noks nie, ek sien oorwinning. Mense, prys die Here. Ek hoop hierdie getuienis het gee vir jou ook inspirasie, laat jy iets gevind het vanaand. Ek hoop aanmoediging of enigiets. Maar God is 'n werklikheid. Jesus is werklik. Prys die Here. Halleluja, Here. Plek dit voel, Heer.
my God. Amen. Help My om mooi te hoor. As ek traan stort, weet ek, U doen dit aan. Prys die Here, My hart verlang na U, om U dieper te ken. En my nou nader aan U, o my God. prys die Here. Leer my U dieper ken. Halleluja. Ek wil U Die dieper ken, prys die Here. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Prys die Here. Soos 'n dorrelam, wat vir 'n bietjie reën. Soos 'n wildbok, smag na water. Prys die Here. As die storm woed, weet ek, U Here. Prys die Here. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Prys die Here. En my nou nader aan U, o my God. Prys die Here. Leer my U dieper ken. Ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Ja, Here, dis my hartsbegeerte om U dieper te kan ken, om meer van U te wil hê, Here. Meer van Jesus, meer van die Vader, meer van die Gees. Here, help my om mooi te kan hoor. Open my oë, open my hart. Asseblief, Here, om U met 'n opregte hart te dien. My hart verlang na U, om U dieper te ken. En my nou nader aan U, o my God. Leer my U dieper ken. Ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Prys die Here. My hart verlang na U, om U dieper te ken. En my nou nader aan U, o my God. Leer my U dieper ken. Ek wil U dieper ken. Prys die Here. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Halleluja. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Prys die Here. Amen en amen en amen. Here Vader, ek kan net vanaand jubel en juig in U. Here, ek kan net sê dankie vir hierdie song wat my herinner elke oomblik, Here, elke sekond dat ek U meer wil ken, Here. Dieper wil ken, meer van U wil hê in my lewe. Elke sekond, elke moment, elke tree wat ek loop, Here. Here, dat my lewe 'n groot getuienis kan wees vir ander, Here. Here, nie net laat my lewe 'n getuienis, maar laat ek ook 'n seën vir ander kan wees in Jesus naam. En Here, ek bid so vir hierdie getuienis, dat mense nuwe hoop vind in U. Dat mense hulle geloof sal optel en begin glo in die lewendige, waardige, onbeskryflike God. Here, laat hulle kan terugkeer na U toe
En U wil soek elke dag, elke moment, elke sekond, Here. Here, is my gebed van my hart af. Here, laat hulle kan terugkeer na U toe, laat hulle kan wegdraai van hierdie sondige wêreld, Here, en die liste van hierdie wêreld. En Here, laat U vir hulle 'n God sal wees in Jesus naam. Here, laat U vir hulle elkeen sal wys wat na hierdie boodskap luister, hoe lief U hulle het. Here, en hoe spesiaal elke een van hulle vir U is, Here. Here, want so lief het U ons, Here, dat U U enigste gebore seun gegee het, sodat ons nie verlore moet gaan nie, Here. Here, wys ons elkeen hoe lief U ons het. Vou ons toe, Here, trek ons nog nader. Here, hier is soveel wat gebroken is en stikkend is. En Here, wat agter die dinge van die wêreld aan hardloop, wat luister na hierdie getuienis. Here, maak hulle harte heel. Trek hulle nader na, en laat U Gees met hulle werk, in Jesus naam. In die naam van Jesus, dankie Here. Amen, en amen, en amen. Mense, onthou, ons kan nie wag vir julle nie, ons wag vir julle om môre saam met ons te kom praise en te worship, ons gaan dit live doen. Ja, vir die mense in Kempton Park, ja, kom ontmoet vir Jolene en vir Gerard en vir Marlene en vir Leonie en vir Jonathan, en ja, my kleinkinders gaan ook nie wees, die gemeente gelede gaan nie wees, hulle gaan nog lekker saam sing, en so deur die live show, gaan ek hulle so vir een roep, en dan gaan hulle ook 'n bietjie by hulle ons sit, ek sal hulle vra om ietsie te sê, maar, kom man, kom geniet ons môre aand saam met ons man, kom geniet dit saam met ons. Prys die Here, en julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike aand hê, en weet, laat ek waardeer, laat elkeen vanaand saam met geluister na hierdie boodskap, en laat julle ook, of na hierdie getuienis, laat julle ook iets gevind het, maar laat julle aand net verder geseënd sal wees, en laat julle net 'n geseënde aand sal hê, en kyk wat skryf Jolene daar. Dis amazing gewees. Wow, dit is lekker. Man, sy gaan 'n môre aand ook vir julle kom sê, dis amazing. So tot dan, wees geseën, wees gegroet, en shalom vir my kant af. En van die team af van Kom Saam, die hele Kom Saam team, sê vir elkeen vanaand, dankie dat julle ingeskakel was. Prys die Here. Amen. Dankie Jolene. David, amen. Hallowed be thy name, let thy kingdom come, let thy will be done, Ja. as on earth, so as in heaven. Give us this day Our daily bread. Amen. and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Prys die Here. For thine is the kingdom, And the power and the glory forever. Amen. Ja, jy prys die Here mense. Halleluja. Glorie, halleluja. Geseënde, mooi, wonderlike aand. Shalom julle.